Dis nuwe jaar, ons is in 'n nuwe jaar en vandag en dis nou 'n bietjie laat, maar daar's net so iets wat ek daaroor wil praat is. Weet, so is eintlik 'n nuwejaarsboodskap. Eintlik, weet, as ons nou in die ou jaar is, dan sê ons altyd, volgende jaar gaan ons dit doen, volgende jaar gaan ons dat doen. Volgende jaar is dit so, en volgende jaar gaan ons dit so bedryf, né? En dit gaan ek anders doen, en dit gaan ek anders doen. Ek kom uit die jaar uit, en dit was dalk 'n slegte jaar vir sommiges van ons, maar die jaar gaan ons anderster dinge doen, ons gaan anders bedryf. Nou kan ek net vir julle sê, ons het nie 'n nuwe almanak nodig nie. Ons het 'n nuwe gees nodig. Uit die almanak uit, dink ons altyd, hierdie ding gaan beter wees. As ek dalk wegtrek uit verlies uit, gaan dit dalk beter wees. Of as ek dit aan die kant gaan doen, gaan dit beter wees. Nee, ons het 'n nuwe gees nodig. Dit is die een wat ons wil aantrek na die Here toe. In Numeri lees ons welbekende stukkie 14 vers 24. Dit gaan oor Caleb, en die Bybel sê, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land, waarin hy gaan kom, en sy nageslag sal dit besit. Met ander woorde, hy het nie gekyk na 'n kalender toe nie, hy sê eendag of wat, eendag as ek, weet jy, as mens klein is, dan sê, eendag as ek my lisensie het, eendag as ek my dit het, eendag as ek 'n kar het, eendag as ek so is en so is. Nee, hy het 'n ander gees in hom gehad, hy het die kalender van sy jare heeltemal uitgesny. En hier kom Israel op die drempel van hulle belofte. Belofte wat hulle gegee is, baie jare voor dit, aan Abraham, met die Here vir hulle hierdie land voorberei, en gesê, hom gee ek aan julle. Hulle kom uit Egipte uit, en hulle die verlossing van die Here gesien in Egipte. Hoe die Here al die 10 plaae gebring het, om hulle op die ou end uit Egipte uit te lei. En die Bybel sê, die Here het Farao se hart verhard, en hy het gesê, nee, julle kan nie trek nie. En dit was, dink ek, sodat Israel kan sien, wie hulle God is. Wie die 4 kolom in die nag gaan wees. Wie die wolk gaan wees wat oor hulle gaan wees. Hulle het alles gesien, hulle het by die Rooi See gekom en die magtigste weermag van daai tyd agter hulle gesien en die stofwolke van die strydwaans en die klomp perde en alles gesien en hulle was teen hierdie see vasgekeer en hulle het gesien hoe die Here die see oopmaak. Hulle het die almag van God gesien. En die see het oopgemaak, hulle het deurgegaan, en hulle het sien toe hulle terugkyk, hoe die magtigste weermag van daai tyd, in 'n oomblik verdwyn, deur die hand van hulle God. Hulle het dit alles gesien. Maar toe hulle by die grens staan, van hulle beloftes, wat die Here vir Jakob, vir Abraham gegee het, en dit oralste weer herhaal het, van hierdie land, is julle land. Julle moet hom net gaan en besit. Jy moet hom gaan vat, man. Baie keer trek ons terug, ons wil nie dit doen nie, maar as die Here sê, dis joune, dan is dit joune. Vat dit. Moenie terugdraai nie. En Moses, wat 'n prins was in Egipte, wat 'n weermag ken, wat sterk mense ken, en weet hoe lyk 'n soldaat, en alles, hy kies 12 van die beste ouens uit die 4 miljoen Jode wat daar is, Israeliete. En hy sê, julle 12 gaan verken vir ons daai land. En hier 12 mense is deur die rivier en met hulle sware, seker frismanne gewees. Hy sou nou nie sulke ouetjies gestuur het nie, hy het frismanne gestuur. En hulle kom terug uit die land uit, hulle kom daar met druiwetrosse, en die kinderbybel het hulle dit altyd voorgestel, dat 2 ouens so met 'n stok loop, en die druiwetros hang tot op die grond. Hulle sien al daai beloftes wat die Here vir hulle gegee het. Maar 10 van hierdie
kyk met 'n oog, met 'n geloof van vrees, van ongeloof, van ontmoediging. Alles kom hulle terug met daai verslag wat hulle skryf vir Moses. Caleb en Joshua was saam met hulle. Hulle was in een groep gewees, né? Hulle het saam beweeg in al die stede. Hulle het ook die reëse gesien en soos wat die ander 10 gesien het. Hulle het ook die mure gesien met die sterk verstittings en die mure rondom hulle en seker die weermagte van daai land gesien. Hulle het self alles gesien. Maar hulle het uit 'n oog van geloof gekyk na die hele ding. Want die Here het dit mos vir hulle beloof. God se oordeel kom oor die ongeloof. Maar een man word uitgesonder onder hierdie 12 mans. Né? Een man word bo hulle almal gestel, wat die Bybel noem, en dis Caleb. Die Bybel sê nie dat Caleb vreeslik slim was nie. Hy sê nie Caleb was vreeslik sterk nie, of Caleb was ryk nie, of hy het 'n groot nageslag gehad, of is hier besonderse man nie. Al wat die Bybel sê van hom, Caleb het 'n ander gees gehad. 'n totaal 'n ander gees as wat die ander gehad het. 'n Gees, die gees wat in hom was nie so van die ander nie. Die 10 verkenners het 'n gees van slawe gehad. Hulle was verslaan. Hulle was nog voor hulle oor die rivier gegaan het hulle al klaar die geveg verloor. Omdat die gees wat in hulle was, nie dieselfde gees was as Caleb nie. Hulle het dalk seker gedink, as ek 'n kalender gehad het, en ek kan sê, volgende week, gou hierdie week oefen, volgende week, of miskien oor 5 jaar gaan dit beter gaan, of wat? Nee, hulle het nie 'n goeie gees gehad nie. Hulle sê, ons kan nie, ons is te klein, ons. Caleb het gesê, ons sal dit versekerlik inneem. Daar was geen twyfel in sy stem gewees, toe hy vir Moses sê nie. Sonder twyfel sal ons dit invat. Dit staan in Numeri 13 vers 30. 'n ander gees sien God groter as sy probleme. Is dit nie so nie? Ons sê, die 10 sê, ons lyk so sprinkane in daai mense se oë. Wat het hulle geweet, hoe sien 'n ou hulle? Miskien het hy dalk gesien as 'n dapper held, soos wat Gideon was, maar hulle eie oë was hulle so sprinkane voor daai reëse. Maar Caleb kyk nie na homself nie. Hy kyk nie na die omstandighede nie. Hy kyk nie na die reëse nie. Hy sê oë is opgeslaan na God. Hy kyk na God. Hoekom? Want hy het 'n ander gees gehad. Ongeloof vergroot die reëse. As ons nie geloof het, as ons nie hierdie regte gees het nie, dan is ons die reëse baie groter as wat hulle is. Miskien was hulle seker nie so groot nie, maar omdat hierdie klomp so 'n gees gehad het van klaar verlorenes, het hulle gesien en hulle was ongelowig en hulle het dit nie geglo nie. Hulle wil weghardloop, soos baie mense van vandag. As 'n ding vir jou na 'n groot reus lyk of 'n swaar ding is, wil ons maar eerder die almanak vat en hom skuif na volgende week toe of so iets, né? Is dit nie so nie? Ons wil enigiets doen, ons wil net nie die reuse in die oë kyk nie. Want die gees in ons is nie altyd lekker reg nie. Geloof vergroot God. As die gees in ons is, in die regte gees, dan is die reuse klein en God is groot. Mense, daar is 'n spreekwoord wat sê, moenie vir God vertel hoe groot is jou probleme nie. Vertel jou probleme hoe groot is jou God. Is dit nie so nie? Al die dinge is daar so, ons kan nie van dit weghardloop nie. Caleb se geloof was nie blind nie, maar dit was gegrond op God se beloftes. Dit wat die Here vir hulle gesê het, het hy geglo en hy het dit gedoen. En ander gees volg die Here volkome. Ja, as jy die gees van die Bybel sê en hy het die Here gevolg, volhard om gevolg. Nie halfpad nie. Nie net wanneer dit maklik is nie. Baie keer wanneer ons die Here dien, as dit maklik is en dit alles reg is en dit gaan goed, dan sê ons die Here seën my, die Here is so goed vir my. Maar die dag as ons in reuse vaskyk, as ons in
in 'n kosmandjie kyk wanneer daar nie kos is nie. As ons kyk, my krag is op en ek het nie krag nie, en wat ook al, die skaap vrek en dit gaan verkeerd op die plaas, moet jy weet, die Here is nog steeds daar. Dan moet jou gees wat vasstaan in jou, moet oorhand kry in jou. Hierdie ander gees moet operate dan. Net wanneer dit maklik gaan nie, maar, en jy kan ook nie altyd saam met die ander gaan nie, né? Baie keer volg jy 'n stroom, hulle sê 'n dooie vis swem stroom af, maar 'n lewende vis swem stroom op. In Frankfurt by die rivier is daar so keerwal, ons het baie keer gelukkig daar gewees, dan swem hy visse, waar die water so oor die keerwal, dan gaan hulle so oor die keerwal. Dit het ons self persoonlik daar gesien. 'n Dooie vis kan dit nie doen nie. Iemand met die verkeerde gees kan nie daar opdraande gaan nie. Hy gaan stroom af, hy gaan weg. Iewers dit gaan klom jik. Maar die wat die regte gees het opgegaan. Caleb volg God. Toe almal klaar. Toe almal te neergedruk was en almal vertel van hierdie reëse, van die dinge, het hy nog steeds die Here gevolg. Toe almal wil terugkeer Egipte toe. Jy weet, baie keer as mense by jou kom, dan praat hulle so mismoedig, dat jy ook maar saam met hulle wil Egipte toe gaan. Is dit nie so nie? Toe almal teen Moses praat, het Caleb nog steeds God gevolg. Hy was nie deel van hy groepies wat die leiers bespreek het en sleg gepraat het nie. Hy het 'n ander gees in hom gehad. 'n Ware gees, geloof, bly staan, al maak dit wat. Al staan die storms hoe lank, 'n ander gees, 'n groter gees, staan vas. Hulle volg nie net nie, hulle word nie verslaan nie, né? 'n ander gees word beloon. Hierdie gees wat Caleb in hom gehad het, daar was vir hom 'n beloning gewees. Die hele geslag, behalwe 2 mense, Caleb en Joshua, het vir 40 jaar in die woestyn rondgewandel, totdat hulle almal oorlede was. Teen die tyd was Caleb al 85 jaar oud. Mense, dis 2 jaar jonger as my ma. Dis nogal oud. En in daai tyd, toe hy die belofte land kom, en hy gaan oor, wat sê Caleb toe? Hy gaan die land in, né? En sy nageslag beerwe daai gebied, né? Hy sê, gee my die bergland. Né? Daai berg, daar waar daai ander mense bly, daar waar die reëse gebly het wat die Bybel van praat, op 85. Toe stormloop hy daai berg waar die reëse bly. Hoekom? Omdat hy sterk was? Nee, hy het die regte gees in hom gehad. Ek wil net lees van dit, wat daar gesê word, rondom dit. Gee my dan nou die bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het, want u self het daardie dag gehoor, dat daar Ewatiete is, en groot en versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdryf, soos die Here gespreek het. Toe het Joshua hom geseën en aan Caleb die seun van gesê, jou erfdeel gegee. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die seun van Jeremia, en vandag toe nog, omdat hy vasgehou het aan God, en God van Israel geword het. So het hy vasgehou, en hy het tot vandag toe, sê die Bybel, is hy gedeelte nog steeds Caleb se nageslag. Die seun van die Here gaan nie verby nie. Geloof gaan nie met tyd tot niet nie. Hy het vir 40 jaar moes hy gehoor het, hoe sleg is Moses. Moses het die verkeerde dinge gedoen. Ons het nie water nie, ons het nie vleis nie, ons het nie brood nie. Moes hy al daai klaarheid moes hy hoor. Hy moes daai berg omgegaan het vir 40 jaar. Vir 40 jaar moes hy na die mense geluister het, ons wil eerder terug gaan Egipte toe. Want hulle het daar knoffel en al hierdie speserye. Caleb moes dit als hoor, maar sy geloof en God
en sy gees het nie verander in daai 40 jaar nie. Hoe lank sal ons onder sulke mense kan bly, voordat ons sal word, soos daai mense? Is dit nie so nie? Maar Caleb het nie, hy het vasgehou aan sy beloftes, en sy gees was reg. Gehoorsaamheid dra vrug oor geslagte. Né? Ons leef ook in 'n tyd soos daardie. Ons leef ook in 'n tyd wat nie altyd lekker is nie. Ons lewe ook in 'n tyd waar vrees heers. Wat gaan van ons word? Gaan my pensioen genoeg wees? Wat gaan van my word? Ongeloof. Die mense bombardeer jou met ongeloof en negativiteit. Is dit nie so nie? Terugverlang na Egipte, ons wil dalk baie keer het jy gesien as mense wat kuier, as hulle in 'n kerk is en 'n kerk bestraf hom dalk wat, waarna toe gaan hulle? Terug Egipte toe, terug na die kroeg toe. Weet, baie keer is ons so, dat ons verlang terug, toe ons happy was. Nee, maar toe Caleb in die woestyn geloop het, en hy nie terug verlang na dit nie, hy het saam hy woestyn deurgeloop, en ek dink hy was seker naby aan Moses, dat hy net Moses gehoor het, en Moses gesien het in die tent ingaan, en dis waar hy op gefokus het, op die belofte, wat die Here vir hom gegee het. Hy het nie gaan saamskinder of saampraat of niks nie. God soek nog steeds mense met 'n ander gees. 'n ander hart wat hom volkome vertrou. Die Here kyk nog steeds uit na dit. Hy het ons nie een keer verlaat nie. Hy het ons nooit verlaat nie. 'n geloof wat sê, as God dit gesê het, sal hy dit doen. Maak nie saak wat nie, al moet ek nou weer 40 jaar deur die woestyn loop. Maar God het dit gesê. Dit sal so wees. En ek kom by die rivier, en ek gaan oor, en ek vat die bergland, daar waar die reëse is, op 85, en hy doen sy ding, hy dryf hulle uit. Die vraag is vandag, wat se gees is in my en jou? Wil ons eerder 'n almanak vat, en sê, hoor jy, 'n ander jaar gaan dit so beter gaan, volgende jaar gaan dit beter gaan, nee, die jaar gaan beter gaan, of 2000 wanneer kry ek nou pensioen, dan kan ek nou pensioen gaan, dan gaan dit my beter gaan. Nee, die vraag is, wat 'n gees het ons vandag in ons? Want daai gees wat vandag in ons is, moet ons deurtrek, tot wanneer ons die beloofde land ingaan, bo in die hemel. Is dit nie so nie? Mag daar ook van ons gesê word, my knegt, omdat jy 'n ander gees gehad het, my seun, my dogter, man, vrou, wie ook al van ons, kan daar eendag van ons ook dalk gesê word, wanneer ons in die hemel kom, oor jou gees. Is dit nie so nie? Kolossense 3, vers 1 tot 3. Ek het dit nou die dag op die groep opgesit, het my baie getref. Hierso praat Paulus, en die mense het hulle veroordeel oor nuwe maane en partytjies wat hulle gehou het, of hulle nie gehou het van die Jode wat hulle nie geonderhou het nie. En Paulus antwoord hulle in hierdie stuk, en hy sê, hy vra hulle vraag, eintlik maar half sarkasties, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, wat hy sê, julle is mos wedergebore, is dit nie? Soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God die Vader sit. Né? Hy sê, soek daai dinge dan, bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is nie. Moenie na hierdie vreesagtigheid kyk nie, moenie na jou pensioencheck kyk nie, moenie na omstandighede rondom ons kyk nie. Bedink die dinge daarbo. Jy weet wat God jou beloof het. Jy weet wat die Here vir jou in pag het. Bedink dit. Dis wat die Here sê. Want julle het gesterwe en julle lewe nie is saam met Christus verborge in God. Hy sê, moenie daai dinge bedink nie. Hierdie dinge wat op die aarde verkeerd gaan, moenie dit bedink nie. Want baie keer bedink jy jou so, dat jy jouself later in depressie sit. Baie keer dink jy so oor 'n ding, en dan gebeur dit nooit eers nie. Is dit nie so nie? Kom ons bedink die dinge wat bo is. Hy vra vir ons, as julle saam met Christus gesterf het ons, wie van ons is weergebore? Wedergebore?
Wie glo die Here? Wie vertrou die Here? Nou bedink almal van ons die dinge wat daar bo is, nie op aarde nie. Die dinge op aarde gaan ons teleurstel. Die dinge op aarde wil ons bang maak. Die dinge op aarde wil ons aftrek. Maar die Here wil hê ons moet aan die dinge dink wat ons verborge is in hom. Dan Timoteus 1 vers 7. Baie bekende stukkie. As jy weergebore is, het die Here vir jou 'n gees gegee. Dan het jy dit soos pastoor gebid het vanmôre. Jy hoef nie te twyfel nie, jy het dit. Want God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dis die gees wat die Here vir ons gee. Ons hoef nie te twyfel in enigiets nie. Laat ons bou en die almanak, daai ding van almanak om volgende jaar gaan dit beter gaan. As ek nou net weet as ons so kyk na dan die SASSA datums wat hulle vra, dan vertrou die ouens so op die SASSA, né? Is dit nie so nie? Dit word amper vir hulle iets, maar moenie daaraan vertrou nie. Vertrou op die Here want jy het 'n ander gees. Dit is wat die Here vir ons gegee het. Hy het vir ons 'n ander gees gegee as wat die wêreld het. En daarom is ons meer as oorwinnaars in Christus. Nee? Wie het nie die gees van die Here nie? As jy nie jouself kan beheer nie, het jy nie die gees van die Here nie. As jy nie vertrou op God nie, ten alle tye, of dit swaar gaan, of dit goed gaan. Baie kere, ons sing 'n liedjie, He's God of the valleys and God of the mountains. Al is jy op die berg, die Here is daar, en al is jy in die doodsvalleie, is hy ook by jou. Ons moet net nie kyk na almanakke nie. Ons moet kyk na die gees wat in ons is, om die Here te vertrou op sy beloftes. Nee, is jy reg? Amen.